Goeiemôre geliefdes van ons Here Jesus Christus. Welkom vanoggend in die huis van die Here. Dis 'n voorreg om hier saam met u te kan wees. Dis bietjie donker hier binne met die krag wat af is, maar ons glo die Here se lig skyn ook hier waar ons saam is in sy naam. Geliefdes, as voorsang gaan ons saam sing Gesang 48. Gesang 48, daarvan sing ons vers 1, vers 3 en vers 5 terwyl ons so sit. Gesang 48 vers 1, 3 en 5. Geliefdes, ons gaan geleentheid gee vir stilgebed en na die stilgebed gaan ons saam sing Gesang 95, die Onse Vader. Ons gaan dit staande doen waarna jy staande kan bly vir die fotum en die seën en na die seën gaan ons saam sing Gesang 38. Gesang 38 daarvan vers 1 en 2 as loflied in hierdie oggend. Gesang 38 vers 1 en 2 as loflied na die fotum en die seën en Gesang 95 as voorbereidingslied. Geliefdes, kom ons sit dan net so, dan word ons stil voor die Here in gebed. Amen.
Die Here is in sy heilige tempel, swyg voor hom o ganse aarde. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons gaan luister na die wet van die Here, soos wat dit opgeteken is in Eksodus 20, en na die wet gaan ons saam sing Gesang 79. Gesang 79, daarvan gaan ons sing vers 1 en vers 3. Gesang 79 vers 1 en 3 na die wet, en dan kan u die Psalm en Gesangeboek oopmaak by Gesang 25. Gesang 25 gaan ons sing na die belydenis van ons geloof, daarvan vers 1, 2 en 3. Vers 1 tot 3 van Gesang 25 na ons geloofsbelydenis en Gesang 79 vers 1 en 3 na die wet. Geliefdes, kom ons luister dan nou na die wet van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jy uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder,
dat jou daar verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie naaste se huis begeer nie, jy mag nie naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, ons lees in Spreuke 28 vers 13, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Aan elkeen daarom wat met 'n ware berou en opregte geloof wil toevlug neem tot hul enigste verlosser Jesus Christus, verkondig die woord van die Here vergifnis van sonde. Maar elkeen wat die genade verwerp en in die sonde bly leef, aan hom verkondig die woord van die Here, dat die toorn en straf van God oor hom sal bly, vir solank as wat hy in die sonde bly volhard. Geliefdes, ons aanbid 'n genadige God, wat sy seun gestuur het om vir ons te sterf en ons vry te koop van die sonde en ons weer te herstel as beelddraers van God. En daarom kan ons in hierdie oggend ons geloof bely deur die woorde van die 12 artikels in ons harte saam te spreek. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus se eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen.
Geliefdes, die Here spreek met ons in hierdie oggend uit sy woord uit Genesis 1. Genesis 1 en ons gaan die hele Genesis 1 lees, maar ons kernvers waar ons fokus lê vanoggend is 26 en 27. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape. Man en vrou het hy hulle geskape. Geliefdes, ons lees saam Genesis 1 vanaf vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. En die aarde was woes en leeg. En duisternis was op die wêreld vloed. En die gees van God het gesweef op die waters. En God het gesê, laat daar lig wees. En daar was lig. Toe sien God dat die lig goed was. En God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis. En God het die lig dag genoem, en die duisternis het hy nag genoem. En dit was aand en dit was môre, die eerste dag. En God het gesê, laat daar 'n uitspansel wees tussen die waters, en laat dit skeiding maak tussen waters en waters. God het die uitspansel gemaak, en die waters wat onder die uitspansel is, geskei van die waters wat bo die uitspansel is. En dit was so. En God het die uitspansel hemel genoem, en dit was aand en dit was môre, die tweede dag. En God het gesê, laat die waters onder die hemel hulle op een plek versamel, sodat die droë grond sigbaar word. En dit was so. En God het die droë grond aarde genoem, en die versameling van die waters het hy see genoem. Toe sien God dat dit goed was. En God het gesê, laat die aarde voortbring grasspruitjies, plante wat saad gee, en bome wat volgens hulle soorte vrugte dra, waarin hulle saad is op die aarde. En dit was so. Die aarde het voortgebring grasspruitjies, plante wat saad gee volgens hulle soorte, en bome wat vrugte dra, waarin hulle saad is volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was. En dit was aand en dit was môre, die derde dag. En God het gesê, laat daar ligte wees aan die uitspansel van die hemel, om skeiding te maak tussen die dag en die nag, en laat hulle dien as teken, sowel vir vaste tye, as ook vir dae, sowel as jare. Laat hulle ook dien as ligte aan die uitspansel van die hemel, om lig te gee op die aarde. En dit was so. God het die groot ligte gemaak, die groot lig om te heers oor die dag, en die klein lig om te heers oor die nag, ook die sterre. En God het hulle aan die uitspansel van die hemel gestel, om lig te gee op die aarde, en om te heers oor die dag en oor die nag, en om skeiding te maak tussen die lig en die duisternis. Toe sien God dat dit goed was. En dit was aand en dit was môre, die vierde dag. En God het gesê, laat die waters wemel met 'n gewemel van lewende wesens, en laat die voëls oor die aarde vlieg langs die uitspansel van die hemel. En God het die groot see diere geskape, en al die lewende wesens wat beweeg, waar die waters van hemel volgens hulle soorte, en al die gevleelde voëls volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was. En God het hulle geseën en gesê, wees vrugbaar en vermeerder, en vul die waters in die see, en laat die voëls op die aarde vermeerder. En dit was aand en dit was môre, die vyfde dag. En God het gesê, laat die aarde lewende wesens voortbring volgens hulle soorte, vee, kruipende diere en wilde diere van die aarde volgens hulle soorte, en dit was so. En God het die wilde diere van die aarde gemaak volgens hulle soorte, en die vee volgens hulle soorte, en al die diere wat op die grond kruip volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis,
en laat hulle heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en die vee, en oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder, en vul die aarde. Onderwerp dit en heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en oor al die diere wat op die aarde kruip. Verder het God gesê, ek gee nou aan julle al die plante wat saad gee, wat op die hele aarde is, en al die bome waar boomvrugte aan is, wat saad dra. Dit sal julle voedsel wees. Maar aan al die diere van die aarde, en al die voëls van die hemel, en al die kruipende diere op die aarde, waarin 'n lewende siel is, gee ek al die groen plante as voedsel. En dit was so. Toe sien God alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed. En dit was aand en dit was môre, die 6de dag. Soos dan voltooi die hemel en die aarde met hulle ganse leermag. En God het op die 7de dag sy werk voltooi wat hy gemaak het. En op die 7de dag gerus van al sy werk wat hy gemaak het. En God het die 7de dag geseën en dit geheilig, omdat hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskape het deur dit te maak. Geliefdes, sover die woord van die Here. Salig is elkeen wat dit hoor en dit in sy hart bewaar. Kom ons word stil voor die Here in gebed. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, in hierdie oggend word ons stil voor U, die skepper van hemel en aarde, wat elke ding kunstig gemaak het, mooi, besonders, wat toe hy die mens geskape het, gesê het, laat ons mens maak na ons beeld. En U het ons na U gelykenis gemaak. Dankie dat U in ons 'n behaag het. Dat U ons gestel het as die kroon van U skepping, om te heers oor alles wat U gedoen het, alles wat U gemaak het. Tog weet ons dat die sonde het veroorsaak dat ons die beeld van U verloor. Daarom kom ons in afhanklikheid voor U staan, deur Christus nuut gemaak, te vra, Here, herskep die beeld in ons, dat ons leef tot U eer. Ontvou nou vir ons die woord, spreek U met ons elkeen, dat ons dit wat ons hoor kan gaan uitleef, as ons daar buite kom. Here, ons bid dit alles nie in onsself nie, maar alleen in die naam van ons Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, ons het verlede week vir mekaar gesê dat 'n onwankelbare Christelike identiteit vir ons baie belangrik is. Want dit bepaal hoe ek gaan leef, wat ek gaan sê, hoe ek gaan optree, en uiteindelik kan 'n valse identiteit die oorsaak wees dat ek die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Daarom is dit baie belangrik dat ons weet wie ons is. Want as ek nie weet wie ek is nie, kan die invloede van hierdie wêreld so maklik my verander in iets wat ek nooit moes wees nie. En as ons na die identiteit van 'n Christen kyk, is daar geen beter plek om te begin as by die begin nie. Want God het die mens geskape. Daarom is dit goed om terug te gaan en te kyk, maar wat het God vir ons bepaal? Dis die 6de dag van die skepping, en God het reeds die lig en die duisternis van mekaar geskei, en het die groot ligte in die uitspansel gestel, om vir ons tekens van vaste tye te wees, om vir ons te lig te gee die nag en die dag.
God het reeds die water op aarde versamel, sodat daar grond en water is, die see en die aarde, en hy het op daardie grond, daardie water, het hy plante gegee, diere gegee, voëls, kruipende diere, wilde diere, diere wat in die see wemel, hy het al hierdie goed geskaap, en dan aan die einde van die skepping, dan maak God die mens. En die mens is die kroon van die skepping, want die mens word so besonders gemaak. God sê, laat ons hom na ons beeld maak. Na ons gelykenis. Dis 'n besonderse beskrywing wat die mens alleen ontvang het. Niks anders is na God se gelykenis, na God se beeld gemaak nie. Geliefdes, wat beteken dit? Beteken dit dat ons nou presies lyk soos God? Nee. God het nie 'n fisiese vorm nie. God is alomteenwoordig, hy kan nie gebind word deur 'n liggaam of 'n vorm nie. Ons sien wel dat hy in die Bybel verskillende vorms aangeneem het. Ons sien hoe hy in 'n brandende terpentynbos praat. Ons sien hoe hy die volk Israel in die woestyn met 'n vuurkolom in die nag en 'n wolkkolom in die dag lei. Ons sien hoe God deur die vorm van 'n wolk in die tabernakel intrek en later in die tempel intrek. Ons sien hoe God op verskillende maniere aan ons verskyn, maar God word nie gebind nie. Om na God se beeld geskape te wees beteken nie ek lyk fisies soos hy nie. Veel eerder word hier verwys na die mens wat die eienskappe van God dra. Want soos wat God ewig is, was die mens ook ewig gewees. Nie dat ons van ewigheid af bestaan het nie, maar van dat God ons gemaak het, het ons die vermoë gehad in Eden om tot in ewigheid te leef. Die mens het toegang gehad tot die boom van die lewe. Die mens sou nooit gesterf het nie. Die mens is soos wat God magtig, almagtig was, ook magtig gewees. Want nadat God die skepping gemaak het, sê hy vir die mens, gaan heers nou hieroor. Die mens het mag ontvang om oor alles wat God gemaak het te regeer. Die mens was soos wat God liefde is, ook liefde gewees. Want in Eden was daar nie haat nie, daar was nie kwaad nie, die mens het in harmonie saamgeleef met God en met sy medemens. Daar was liefde wat volmaak was in die tuin van Eden. Die mens was soos wat God ook regverdig was, eens regverdig. Want die mens het die sonde nie geken nie, ons het volmaak volgens die wil van God geleef. En so kan ons aangaan, ons kan al God se eienskappe gebruik om te wys hoe ons ook in sy beeld geskape is. Volmaak. Na sy gelykenis. Soos God is ons gemaak. Dis wat gelykenis beteken, soos God. En dis besonder, geliefdes, ons moet besef hoe besonder dit werklik is. Ons was soos hy gewees, en daarom is dit eintlik ironies om te dink, dat dit juis hierdie woorde is wat die slang gebruik, om Eva te verlei. God weet, as julle van die vrug eet, dat julle soos hy sal word. Ons was reeds soos hy gewees, daar was niks anders nodig gewees nie. Tog sien ons hoe die mens ingee tot die versoeking. Eva neem die vrug, sy eet daarvan. Sy gee aan haar man wat by haar is, hy eet daarvan. En in plaas daarvan dat die mens soos God word, het hy minder soos God geword. En wanneer ons daarvan praat in die teologie, sê ons, die mens het God se beeld gehad, maar deur die sondeval het die beeld van God in ons gebreek. Die sonde het dit oorheers, dat die gebroke beeld van God onderdruk word binne in ons.
Want skielik is die mens nie meer ewig nie. Nou sal hy sy laaste asem uitblaas. In die stof waaruit hy geformeer is, sal hy terugkeer na die stof toe. Die mens sal sterf. Skielik is die mens nie meer magtig nie, want nou heers ons nie meer oor die skepping nie, want die sonde wat ons oorheers, het daai mag van ons weggeneem. Skielik is ons nie meer liefde nie, want nou is ons van nature geneig om God en ons naaste te haat. Skielik is ons nie meer regverdig nie, want ons is van nature geneig om die sonde te doen. Selfs ons beste werke is daarmee bevlek. En geliefdes, so kan ons aangaan. En ons kan sien hoe al die eienskappe van God in ons verbreek het, dat ons nie meer soos hy is nie. Dit alles deur die mens se eie toedoen. Deur die mens se toedoen het ons identiteit 'n knou gekry. Wat beteken dit? Wat bly oor? Geliefdes, daai antwoord is glad nie goed nie. Want ewe skielik is ons nie meer die beelddraers van God nie. Skielik het ons nie meer die eienskappe van God in sy volmaaktheid nie. Nou oorheers die sonde in ons lewens. En dit is iets om oor te ween. Te dink dat ons eens in die volmaaktheid geskape is en deur ons eie toedoen vandag 'n gebroke beeld van God is. Dit is 'n hartseer saak. Tog geliefdes, moet ons besef, God is ook 'n genadige God. Daarom sien ons dat daar iets gebeur het tussen die sondvloed en vandag. En dit was die geboorte, die lewe, die lyde en uiteindelik die sterwe van ons Here Jesus Christus. Want hy moes mens geword het, na die volmaakte beeld van God, soos wat die mens eens geskape is. Hy moes die volmaakte beeld van God wees in die ewigheid. Hy moes die almagtigheid, die liefde, die regverdigheid kom uitbeeld. Hy moes wees wat God vir ons bepaal het daar in Eden. En hy moes nie net soos God wees nie, hy moes God wees. Wat ook terselfdertyd die mens is, sodat hy daardie las van die sonde op hom kon neem, dat hy deur sy lewe aan 'n kruis die beeld van God in ons kan herstel, sodat ons weer beelddraers van hom kan wees. Daarom begin die identiteit van 'n Christen by die beeld van God. Dis wie ons is. Ons is deur Christus weer na sy gelykenis gestel. Ons is weer soos God deur Christus wat ons nuut gemaak het. Daarom sê Paulus, sterf die ou mens af. Die mens wat die gebroke beeld van God was, lê hom neer. Stap weg van hom af, neem die nuwe mens aan. 'n Nuwe mens wat weer die beeld van God kan uitleef. En nou is die vraag, maar hoe beïnvloed dit my identiteit? Geliefdes, dit beïnvloed hoe ek leef. Dit beïnvloed wat ek dink, wat ek doen, wat ek sê. Dit beïnvloed alles van my. Want skielik kan ek nie meer lewe soos wat ek wil nie. Nee, ek word gedring deur hierdie identiteit van my om nou die sonde af te lê en weer te leef na die beeld van God. Ek moet sy eienskappe uitleef sodat hy daardeur verheerlik kan word. Hierdie deel van identiteit dring my om weer in die ewigheid te leef. Ja, die liggaam gaan tot stof, die liggaam gaan uiteindelik vergaan, maar my
opwinding is nie vir die hier en die nou nie. Ek sien uit na die ewigheid saam met Christus. Hierdie deel van my identiteit dring my om weer die mag terug te neem wat God eens vir my gegee het. Om nie net oor die skepping nie, maar oor die sonde wat daar in my is, weer te heers. Christus het daai mag en in sy naam kan ek heers. Hierdie deel van my identiteit dring my om weer die liefde wat eens vir my gegee is uit te leef. Ek kan nie meer die liefdeloosheid aandleef nie. Nee, ek moet weer, soos God in die wet vra, liefde tot God, liefde tot my naaste uitleef, nie om iets daardeur te kry nie, maar juis omdat ek reeds iets gekry het. Ek het reeds weer die beeld van God ontvang in my. Omdat dit my identiteit is, moet ek uiteindelik ook die regverdigheid van God nastreef. Ek moet daarna soek om te bekeer. Ek moet die sonde wat daar in my lewe is aflê, want ek weet eendag sal God daaroor oordeel. Daarom kan ek nie meer leef soos wat ek wil nie. En geliefdes, as ons tot die besef kom dat Christus die beeld van God in my herstel het, dan bou dit my identiteit onwankelbaar. Dan sal niks verander wie ek is nie. Mag ons as Christene daarom ook gaan leef as beelddraers van God. Mag die Heilige Gees ons standvastig maak daarin, sodat ons ook eendag saam met God weer in die paradys kan wees. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, dankie dat U vir ons die Seun gestuur het. Dat hy weer die gebroke beeld wat in ons was herstel het. Dat ons weer as beelddraers van U ook die eienskappe kan uitleef. Here, dat ons dit kan doen tot eer van U. Here, en dankie dat ons dit nie ons eie krag hoef te doen nie, maar dat ons weet U werk dit ook in ons. Here, werk daarom met die Heilige Gees in ons, dat ons as beelddraers van U sal leef. Dat ons identiteit sal bou op U, wat ons gemaak het, na U gelykenis. Here, dankie dat ons weet dat U is groot en magtig. U is ewig en liefde. U is regverdig. Daarom vra dit vir ons om ook so te leef. Here, ek bid dat U met ons sal gaan in hierdie week wat voorlê, met al die uitdagings wat daar vir ons is. U ken ons elkeen se situasie. Here, ek bid dat U met ons sal wees as daar aanslae van hierdie wêreld is, dat U ons sal sterk maak in ons geloof, sterk maak in ons identiteit as Christene, dat ons nie daarvoor sal val nie. Here, ons bid dit alles in afhanklikheid van U, in die naam van ons Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, as slotsang gaan ons saam sing Gesang 249. Gesang 249, O Heer my God, as ek in eerbied wonder. En ons gaan saam sing vers 1, 3 en 4 van Gesang 249.
Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here en gaan lewe in sy liefde en in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, sy met u elkeen. Amen.